Goeiemiddag, welkom by die kanaal. Dis die 30ste Desember 2025. Ek het nou die voorreg om vir Dr. Lets Pretorius in die ateljee te hê en ons gaan praat oor so 'n paar dingetjies van die boer-Afrikaner kwessie. En ek gaan vir hom ook 'n paar vrae vra. Nou, op die einde van die dag is daar realiteite wat ons van kennis moet neem in hierdie boer-Afrikaner debat. En vir my is daar niemand beter as Dr. Lets Pretorius nie. Sy groot boereboek was die boek en die informasiebundel wat my oë laat oopgaan het. Ja, en ek was 70 jaar oud. Nou is daar kommentators wat nou 'n helse storie maak van die feit dat ek op 70 uitgevind het ek is 'n boer. Maar ek dink nie dit is uniek nie. In elk geval dat ons vir Lets in die ateljee kry. Goeiemiddag Lets, welkom in die ateljee by Briekmerke. Middag Colijn en goeiemiddag alle volksgenote. Dis baie Lets, lekker om by julle te wees. My eerste vraag aan jou. Hoe oud was jy toe jy besef het jy's 'n boer en nie 'n Afrikaner nie? Wel, dit was in 83. Nou moet jy sommetjies maak. Ek in 46 gebore, so ek moes iets in die 30 gewees het. En ek het groot geword as 'n Afrikaner, as 'n trotse Afrikaner en 'n patriotiese Afrikaner. My pa en my ma het my so groot gemaak. En ons het volksfeeste en volksbyeenkomste bygewoon. Ons het na die radio geluister. En ek was 'n Afrikaner in alle opsigte. Totdat ek eendag vir Piet Kloete, hy was 'n dokter op Naboomspruit, en hy het saam met Skalk Jacobs en Robert van Tonner met die herlewing van die boer begin. En toe praat ek met Piet oor die telefoon oor 'n pasiënt, en ek sê iets van 'n Afrikaner, toe sê hy vir my, maar hy's nie Afrikaner nie, hy's 'n boer. Dus vra ek hom, nou hoekom sê jy dit? Toe het hy so 'n paar goed gesê, ek kan nie meer eens onthou wat nie, maar dit het vir my aan die gang gesit om navorsing te doen. Onthou nou, dis 83. So ek het 40 jaar se navorsing gedoen en elke keer iets nuuts geskryf. My boekie was aanvanklik omtrent 10 bladsytjies dik. En elke keer het hy dikker geword en elke keer het ek meer bewyse gekry. Elke keer het die inligting meer en meer geword. Daar's iemand wat my nou die dag aangehaal het, 'n boekie wat ek geskryf het, alle boere is Afrikaners, maar alle Afrikaners is nie boere nie. Dis 'n boekie wat ek geskryf het hier, seker 20 jaar terug. So het dit gegroei totdat ek met my sabbatsrus in die tronk beland het, en daar het ek begin verdere navorsing doen op die politieke terrein, en ek het my B-vakke gedoen, my honneurs gedoen, my M gedoen, en als het gegaan oor die boer, Afrikaner, kan ons dit 'n kwessie noem, is eintlik nie 'n kwessie nie, maar waar kom hulle vandaan, wat is hulle oorsprong, en hoekom praat ons vandag van die Afrikaner, en hoekom is daar 'n verskil? So dit het ek gedoen in die tronk, en ek het my M onder Prof. André Dievenage voltooi oor hierdie onderwerp. Lets, hier is nou 'n groot vraag, want dit was nou 'n ding wat met my te verslinger is en waaroor daar nou 'n groot lawaai gemaak is. Is dit vir jou, met die agtergrond wat jy het en die inligting wat jy het, is dit vir jou 'n vreemde verskynsel dat ek op 70 uitgevind het ek is 'n boer en nie 'n Afrikaner nie? Dis vir my glad nie 'n vreemde verskynsel nie. Wat jy gedoen het, is as jy aan die einde van die boereboek lees, dat wie is 'n boer? Dan sê ek, hy wat 'n boer kan wees, en hy wat 'n boer wil wees, hy is 'n boer. Nou daai wil wees is gebaseer op jou eie identiteit volgens 'n ingeligte besluit wat jy neem. So jy het 'n ingeligte besluit geneem op grond van feite wat jy waargeneem het
wat jy nie voor die tyd gehad het nie. En as ek verder kans kry, gaan ek verduidelik hoekom jy dit nie gehad het nie. Alright, dit is nou belangrik vir my dat jy daardie geantwoord het. So, ek hoef glad nie geskok of geaffronteer te voel as iemand my nou op 'n snedige manier toevoeg, ek het eers op 70 uitgevind ek is 'n boer nie. En ek kan daarmee leef. Ek het nie 'n probleem daarmee nie. En daar's mos 'n ou spreekwoord wat sê, vat dit van wie dit kom, hoor. In elk geval. Nou die volgende ding is net, jy weet, ek sit met 'n kwessie. Ek het 2 Afrikaners grootgemaak. En ek is doodseker, ek is nie in 'n uitsonderlike posisie of 'n spesiale posisie nie. Dis soos dit gewerk het. En ek het besluit met my 2 seuns, ek gaan vir hulle net die inligting gee. Hulle moet self hulle besluite neem. Die jongste een het baie vinnig sy rigting geslaan en gesê, nee, hy verstaan hierdie ding wel. Okay, daar verloor ek nou vir Lets. Kom ons kyk of hy terugkom. Nou ja, Lets is terug. Dit lyk my iemand wil nie hê ons met hierdie gesprek hou nie, maar nou ja, ons byt vas, ons is boere. Lets, sê vir my, hoekom het ek op 70 years uitgevind ek is 'n boer en nie 'n Afrikaner nie? Wel, Colin, die antwoord lê ook daarin, hoekom was ek 'n Afrikaner voor ek met Piet Kloete gepraat het? En dan moet ons 'n bietjie teruggaan. Dis eintlik, kom ek maak net eers die volgende stelling. Dis 'n verskriklike belangrike vraag wat jy vra. En die antwoord is verskriklik belangrik vir mense om te verstaan. Hulle moet dit verstaan. En dan moet ons 'n bietjie teruggaan na die begin van die vorige eeu toe. Die leiergroepering en die politici, en onthou nou, die Kaapse Afrikaner het 'n groot rol gespeel in die politiek in daardie tyd. Die boer kom uit die groot trek uit, die boer kom uit die Eerste en Tweede Vryheidsoorlog uit. Hulle is verarm, hulle plase is vernietig. So die boer is nie direk by die politiek betrokke nie. 'n Paar van hulle wel, 'n paar van die generaals is ingetrek in die politiek, maar die res was politici wat in die Kaap 'n belangrike rol onder die Kaapse Afrikaner gespeel het. Maar hulle besef toe, hulle is in die moeilikheid om 'n politieke magsblok te vorm, want die Afrikaans sprekendes toe die taal van 1880 se kant af het die taal al meer en meer belangrik begin word met die Patriot en die verskillende geskrifte wat die lig gesien het. So almal het Afrikaans begin praat en hulle het agtergekom die Afrikaans sprekendes is verdeel. Eerstens as gevolg van die Tweede Vryheidsoorlog, omdat daar so 'n klomp joiners en handskakies was, omdat daar 25.000 Kaapse Afrikaners saam met die Engelse geveg het teen die boere. In die tweede plek was hulle verdeel as gevolg van die boereopstand van 1914. Botman noemde die boereopstand en ek stem met hom saam. Dit was nie 'n Afrikaner rebellie, soos wat die media dit daai tyd gestel het nie, was 'n boereopstand. Die boere het in opstand gekom omdat hulle nie saam met Engeland wil veg teen die Duitsers nie. Dieselfde wat met die Ossewa brandwag gebeur het. Nou, toe maak hulle 'n plan om 'n politieke eenheid te vorm, het hulle gesê, ons moet hierdie groeperinge bymekaar kry. In die eerste plek het hulle 'n verbod geplaas op die publisering van enige enige henshopper of joiner se naam. Het jy dit geweet? Dit was eers in 1999 opgehef. Toe is vir die eerste keer die joiners, henshoppers en verraaiers se name gepubliseer. Voor dit was dit volgens die wet verbied. In elk geval, hulle maak toe 'n plan. Hulle sê ons moet die boer en die Afrikaner bymekaar kry om 'n politieke eenheid te vorm. Nou, 'n ou met die naam van Ferdinand Duist, wat 'n baie slim ou was en by
Potch Universiteit 'n professor was. Hy het gesê om 'n nuwe siening te vestig, soos wat hierdie ouens wil vestig, het jy 'n klompie dinge nodig. In die eerste plek moet jy die nuwe siening volgens 5 verskillende reëls skep. En ek gaan nou net kortliks vir jou daai 5 reëls skep. Die eerste ding is, die betrokke partye, in hierdie geval die boer en die Kaapse Afrikaner, moet in 'n nuwe identiteit saamgevoeg word, maar dit kan slegs gebeur as beide van hulle 'n gedeelde kulturele agtergrond het. Nou beide die boer en die Kaapse Afrikaner het dieselfde oorsprong oor see, Duitsers, Franse en Hollanders. Beide van hulle het Jan van Riebeeck as geskiedenis, die Vryburgers, die tyd in die Kaap, en toe het hulle begin split in die 1700s, het die wat later, ek noem hulle die proto-boere, dis die voorloper van die boer. Die proto-boer het na die oosgrens en na die noordelike grens toe begin uitwyk. En die proto-Afrikaners, die voorloper van die Afrikaners, het in die Kaap agtergebly. Goed, so hulle het 'n gedeelde kulturele agtergrond. Die tweede punt is daar moet historiese gebeure wees wat reeds plaasgevind het met ten minste een van die 2 groepe. Toe het hulle besluit, hulle vat die boer se geskiedenis, want die Kaapse Afrikaner het eintlik nie geskiedenis wat hy kan deel nie. Behalwe 'n bietjie gewelhuise en goed wat die Maleiers gedoen het en druiweboere. Daar was nie regtig so opspraakwekkende geskiedenis soos wat die boergroepering gehad het nie. Die derde reël is, hierdie geskiedkundige gebeure of hierdie dinge wat plaasgevind het met een van die 2 groeperinge moet herinterpreteer word, sodat dit van toepassing gemaak kan word op al 2 groepe. En hulle het dit, die ingenieurs se uitdaging was dan om hierdie verdraaide, of kom ons sê die mooi woord, hergeïnterpreteerde geskiedenis op so 'n wyse aan te bied dat dit aan die kinders se koppe vassteek. So die kinders wat in die skole is, moet hierdie nuwe hergeïnterpreteerde geskiedenis koop en glo en leef en uitleef. Nou hulle het dit toe gedoen en hulle het besluit hulle gaan die nuwe groepering die Afrikaner noem. Nie toevallig dat dit nou uit die Kaapse Afrikaner uitkom nie, want hulle was op daai stadium polities eintlik in beheer. Hulle was ook in beheer van die media daardie tyd. Nou, hulle het besluit, nou moet ons die boer eintlik uitskuif. Die boer moet nie 'n faktor wees nie, want dan gaan hy sê, hey, los my geskiedenis uit. So die boer moes uitgeskuif word uit die situasie. Daarom praat hulle nie van die boere se groot trek nie. Hulle praat van die groot trek van die voortrekkers. Hulle vervang die woord boer met voortrekker. Hulle praat nie van die boere monument nie. Hulle praat van die voortrekker monument. En hulle stig 'n nuwe groepering onder die jeug, wat hulle nie die boere jeug noem nie, maar die voortrekker beweging. Hulle stig volksspele en sê, dis geskiedkundige danse van die boere, maar hulle sit kappies op en hulle sit boere rokkies aan en voortrekker klere. So, hulle skep nuwe dinge en hulle skep ook nuwe simbole. Nou interessant, die simbole wat geskep word, hè. Hulle gebruik die kruithoring. So die rapportryers wat 'n Afrikaner organisasie is, gebruik die kruithoring as hulle embleem. Hulle vat die ossewa van die boer en hulle gebruik die ossewa as die simbool. Hy kom op die land se wapen, die ossewa van die boer. Maar dit word nie die boer se ossewa genoem nie, voortrekkers se. So die boer word heeltemal uitgeskuif. Hulle gebruik ander simbole soos
Braaivleis. Braaivleis is 'n boeretradisie. Nie 'n Afrikaner tradisie nie, dis 'n boeretradisie. Hulle gebruik perdry en so kan ons aangaan. Hulle verdraai die geskiedenis om aan te pas vir die nuwe groepering wat hulle die Afrikaner noem en hulle sê vir die Afrikaner, dis jou simbole. Hulle sê vir hom, ons het vir jou 'n taalmonument opgerig, ons het vir jou 'n oorlogsmonument opgerig, ons het vir jou 'n vrouemonument opgerig. Die oorlogsmonument en die vrouemonument herdenk die boere se tweede vryheidsoorlog. Maar hulle sê dis Afrikaner embleme en Afrikaner monumente. En dan laastens, soos ek reeds genoem het, die Voortrekker monument. Hulle hou feesdae, organiseer byeenkomste. Die elite, dis die 5de punt wat Ferdinand Duis sê, die elite moet bereid wees om geweldig baie te investeer, geld in te sit, tyd in te sit, moeite in te sit, om hierdie nuwe, nuut geskepte geskiedenis en aangepaste geskiedenis te verkondig. Nou, in al twee boeke, die boereboek en ook in Boer maak 'n plan, en hierdie goed wat ek nou vir jou vertel, kan jy in die Boer maak 'n plan op bladsy 58 gaan lees daai hoofstuk. Dan sien jy hoe die sosiale ingenieurs met die mense se koppe gesmokkel het. En die elite wat toe nou die investering gemaak het, wat die geld belê het, was die Afrikaner Broederbond en die Nasionale Party. En hulle het absoluut alles ingesit om hierdie nuwe siening van die geskiedenis te verkondig. Ek noem dit 'n paradigma. 'n Paradigma beteken maar, jy sit 'n sekere bril op om op 'n sekere manier na iets te kyk. So jy kyk na die geskiedenis deur paradigma A, noem ek hom. Paradigma A sê, daar was een volk, en dis die Afrikaners. Hy het met Jan van Riebeeck begin met die volksstigting. Hy het Swellendam, Graafreinet, republieke opgerig, hy het die Groot Trek bygewoon, hy het geveg by Vegkop, die Afrikaner, en die Afrikaner, Retief, Piet Retief en Hendrik Potgieter en Andries Pretorius, al ons was Afrikaner helde gewees. Hulle het by Bloedrivier geveg, die Afrikaner, en so gaan hulle aan, by Majuba geveg, die Tweede Vryheidsoorlog geveg. Intussentyd is dit 'n leuen. Die waarheid is, die Afrikaner voor 1880 het nog nie bestaan nie. Herman Gilomee, Pieter Bruyère, Wit, verskillende geskiedkundiges is eens dat die Afrikaner nog nie bestaan het voor 1880 nie. Wanneer was Bloedrivier? 1838, 40, 50 jaar vroeër. So, dis die leuen wat hulle verkondig het en hulle moes laat die mense dit glo. Daarom het die Broederbond gesorg dat amper alle predikante broederbonders word. Amper alle skoolhoofde broederbonders geword. Geskiedskrywers wat pryse gekry het, is net die ouens wat die regte goed geskryf het. Ouens wat ander goed geskryf het, is geïgnoreer en uitgeskuif. Redakteurs van koerante, broederbonders. Redakteurs oor by die radiostasie, die leiers, broederbonders. Professore by universiteite, broederbonders. En wat het hulle gedoen? Hulle het paradigma A verkondig. Nou, die waarheid is, daar's 'n ander paradigma, 'n ander kyk na die geskiedenis en ek noem dit paradigma B. En dit sê, van die vryburgers af het daar 'n verdeling begin plaasvind. En die veeboerbeweging wat in die 1700s plaasgevind het, het 'n skeiding plaasgevind. En die groepering wat weggetrek het uit die Kaap uit, was die protoboere soos ek reeds genoem het. Hulle het 'n ander blootstelling gehad. Hulle het 'n ander kulturele erfenis gehad, wat hulle oorgedra het van geslag tot geslag, van pa
tot kind, van ma tot kind, van oupa en ouma tot kind. Daai kulturele erfenis van die proto-boer het uiteindelik tot die groot trek gelei en uiteindelik tot die boer gelei, wat sy eie parlement of eie leiersgroepering gehad het en sy eie grondwet gehad het, sy eie 18 republieke opgerig het, wat sy eie oorloë geveg het, sy eie kommandostelsel tot stand gehad het. Dis als die boer, dis paradigma B. Paradigma B sê nee, daar was 2 groepe, Kaapse kolonialer en die boer. Nou weet ons dat tydens die sosiale ingenieurswese paradigma A aanvaar is en gepredik is en oorgedra is in die skole, in die kerke, oor die radio, in alle boeke wat geskryf is, by die universiteite, die lektore, die professore, almal van hulle het paradigma A verkondig. Daarom, en selfs met die viering van die groot trek in 1938, was dit 'n briljante, uitstekende geleentheid, wat die sosiale ingenieurs aangegryp het, en hulle het oral gepraat van die Afrikaner fees, die Afrikaner trek, en hulle het dit so verkondig dat die mense emosioneel betrokke geraak het. Soveel so dat ons oupa grootjies geglo het, hulle is Afrikaners, ons oupas het geglo hulle is Afrikaners, ons ouers, my pa en jou pa, het geglo hulle is Afrikaners, baie opregte en behoudende Afrikaners en allerlei bykomstige name, patriotiese Afrikaners, maar Afrikaners en nie boere nie. Dis hoekom ek en jy tot ons 'n sekere ouderdom bereik het, geglo het, ons is Afrikaners. Jy is so groot gemaak, totdat jy by die feit kom dat daar 'n ander paradigma is wat baie nader aan die waarheid is, en dis paradigma B, wat sê, as 2 groeperinge, en hulle is kunsmatig saamgevoeg om 'n politieke eenheid te vorm in die begin van die vorige eeu. En hierdie paradigma B is deur Robert van Tonner, Skalk Jacobs, Piet Kloete en 'n paar ander manne hier in die 70er jare het hulle dit weer oopgekrap en vir die mense dit begin vertel. En dis hoekom daar vandag 'n groot hoeveelheid boere is. En moenie 'n fout maak nie. Dis nog nie baie lank wat ons van boer praat weer nie. So die mense moenie dink ons is nie baie nie, maar daar's baie. En ek sien die ouens wat hier by my aankom, wat my bel, wat na jou program luister en wat die boeke bestel. Daar's baie boere, glo vir my. En daai ouens voel soos ek en jy. Jy weet, Lets, as ek dit dan nou vir jou so stel. My opinie, en ek sê dit baie, maar my opinie is, die Afrikaner konsep is 'n sinteties geskepte entiteit vir primêr politieke doeleindes en sekondêr ekonomiese doeleindes. Maar dit is en bly 'n sintetiese entiteit, waar die boer is 'n organiese kultuurentiteit. En wat het gebeur toe ek jou boek lees? Iets binne in my het gesê, maar ek is nie 'n Afrikaner nie. Ek is 'n boer. Dit was nie iemand wat dit vir my geskryf of geskreeu het nie. Ek het daai gevoel begin kry. En wat vir my die mees opvallendste is, en dit was vir my en nou belewenis nou goed. Ek is 'n ou wat dinge seker meer intens ervaar as baie ander mense. Psigologies, geestelik, is my ervarings baie reëel en in elk geval. Toe ek daardie goed begin lees, het ek onmiddellik besef, maar daar was vir my gelieg. Ek is 'n boer, ek is nie 'n Afrikaner nie. En nadat ek Wietse goed gelees het, soos ek sê, jy weet, jou boek het vir my die inligting gegee en die besef gegee, ek is 'n boer. Wietse boek het vir my berusting gegee dat ek 'n boer is. So, toe daai goed, het daar 'n kalmte in my gekom, en van daardie dag af, praat ek van myself as 'n boer,
Ek is nie bang om dit vir enige iemand te sê nie. Ek het baie kommunikasie met swartes en so, en ek sê vir hulle reguit, luister mooi, ek is 'n boer. Ek is nie 'n Afrikaner nie. Ek weet julle het probleme met die Afrikaners en gaan donder hulle op, dis hulle probleem. Maar onthou net een ding, julle moenie 'n fout maak. In my sien as 'n Afrikaner nie, maar dan gaan jy jou gat sien hoor. En daar is baie swartes wat vir my sê, weet jy, ons het nooit besef dat daar 'n onderskeid tussen boer en Afrikaner nie. En daai een Zulu wat ek mee praat het my gesê, you know, Boerie man, I can understand that. Now after talking to you, I can see that. Daai ou in Zimbabwe wat ek mee gesels, want in Zimbabwe, dit is wat ek baie vir die mense sê, wat julle moet verstaan, in Zimbabwe, daar word met die Ndebeles in Zimbabwe presies dieselfde ding gedoen as wat met die boer gedoen is in Suid-Afrika, as met die boer gedoen is. En daardie ouens is in Zimbabwe ook met sosiale masjinerie. Hulle is besig om die Ndebele kultuurgroep uit te roei op verskillende maniere. Maar opvallend is, daai selfde playbook word hier by ons gebruik. En ek het nou die aand met 'n Zulu gepraat. Toe sê ek net vir hom, julle ouens beter wakker skrik hoor. Hierdie sosiale masjineerders is besig om te doen met julle die Zulu tribe. Julle sien julleself as die grootste een in die land en julle voel veilig omdat julle die grootste is. Julle moet bietjie gaan kyk wat gebeur daar op grondvlak. Hulle is besig om julle tribe net soos die Ndebeles uit te roei met presies dieselfde maniere. Hulle doen met julle wat met die boere gedoen is en julle moet wakker wees. Nou sê die een ou vir my, you know, Boerie man, it's a pity that the black people, they don't want to talk to you. They don't want to appear on your program because they are scared of retaliation. But I can tell you now, your message is running wild on black Twitter and black Facebook. People are making clips out of your programs and they're sending it around. And hy gooi my 'n link na 'n TikTok ding toe. Hy sê, forget what they're saying, because they're talking in a language that you will most probably not understand. But go through the comments. Nou daar was seker omtrent so 2000 kommentare op daai ding. En as ek vir jou sê 80% van die kommentare sê die ouens, en dis swart ouens man, sê hulle, this boer is right. This boer is talking the truth. We must listen what he's saying. En jy weet, so vir my, die gewaarwording dat ek 'n boer is, was 'n monumentale moment in my lewe. En ek het jou om te bedank daarvoor, want jy het my oë oopgemaak. Maar nou moet jy ook erken, ek was nie bang om te praat toe ek dit besef nie. En tot vandag, ek compromise op dit glad nie. Glad nie. Dit maak nie saak wat hulle my noem nie. Al wat ek weet is, ek kry 'n ou wat nog nie seker is nie, 'n ou wat in daai groep is wat jy van praat, die middelgroep wat jy nou in daai boer maak 'n planboek van jou voor. Ja. Daai middelgroep. Die tussengroep. Ek kry die ouens, wat sê jy? Die tussengroep. Daai tussengroep. Tussen die boer en die Afrikaners. Ek kry die mense in daai tussengroep werklik jammer, want dit is eers wanneer jy kultuursekerheid het. Wanneer ek weet die tyd toe ek Dot Serfontein se Serfontein Atlas gelees het. Na daai boek deurgewerk het, ek was baie betrokke toe sy die ding geskryf het en so, en ek en sy het baie gepraat en sy het 'n vrou gehad wat haar gehelp het. Ons het baie gesels daai tyd en so. Maar ek het onder andere besef, want ek het altyd 'n groot affiniteit vir damme, visdamme en sulke goed. En toe in haar boek beskryf hy van, dit is 'n Serfontein ding. Toe sê sy, en nog 'n ding, is 'n Serfontein 'n dam bou, dan kan jy gaan kyk, as altyd 'n eiland in die dam. En jy weet sulke dinge. So ou begin jouself beter verstaan as jy weet waar's jou wortels. En toe ek besef, maar hoorie, ek is nie 'n Afrikaner nie, ek is 'n boer. Het dit 'n geestelike kalmte in my gebring, wat my eintlik geïnspireer het om so bedonder te wees soos wat ek is, hoor. Want ons kan nie meer compromise nie. Want dit is van compromise waar ons is vandag.
So, is daar iets wat jy vir die mense wil sê ten slotte? Jy gaan obviously nog baie praatjies hê, maar ek wil net hierdie ding van op 'n laat stadium uitvind ek is 'n boer. Ek wou duidelikheid oor dit gekry het. Kom ek vra net eers vir jou 'n vraag. Dit wat ek vir jou nou geskets het, gee dit vir jou die antwoord? Ja, ek verstaan presies waarvan jy praat. Ek verstaan dit. Onthou wat ek het dit beleef, hoor. Ek het dit ervaar. Ja. Dis wat ek die ander aand vir 'n ouetjie gesê het wat met my gepraat het, met my gesprek gehad. Toe sê ek, jy moet een ding baie goed verstaan, hoor. Ek is 70, ek is nou 73 jaar oud. Ek het deur hierdie goed geleef. My ouers was die eerste generasie wat gemachineer was. Hulle was gemachineer om hulle self te sien as Afrikaners. En hulle het Afrikaners groot gemaak. Dit was vir hulle 'n natuurlike ding. Ek het deur al daai fases gekom, maar ek het ook gesien hoe daai ding versleg en my diepgevormde kulturele waardes was een na die ander verkrag en 'n verskriklike skok vir my was toe die NG Kerk die Peesterverwarring begin goedkeur. Toe sê ek, maar hoe kan dit werk? Ek is 'n fundamentalis. So ek het nie nodig, jy het nie nodig om vir my 70 bewyse te gee, geef my net een. En ek kyk net na dit en dan sê ek, dit alleen is genoeg om vir my te sê ek wil niks met daai organisasie te doen hê nie. Niks. En ja, ek is dalk kras in daai opsig, maar dis soos ek daaroor voel. Hulle kan nie 'n ding wat God in sy woord beskryf as 'n gruwel aan my kon verkoop as toleransie nie. Dit maak nie, ek gaan dit nooit aanvaar nie, ek sal dit nooit aanvaar nie. En ek wil niks met so 'n organisasie te doen hê nie. Is ek te kras? Nee, ek dink nie so nie en ek dink dit wat jy stel en ek is baie dankbaar dat jy die fluister gekry het om te praat. En dit wat jy praat, die boodskap wat jy uitdra, is absoluut op die regte tyd belangrik. En ek wil vir jou sê, jy het nou gesê die boervolk of die boer is 'n laat ek dit so stel. Die boer is 'n organisme. Dis 'n organisme wat bestaan uit selletjies wat na mekaar toe beweeg. En daai selletjies kom al meer en meer na mekaar toe, soos wat mense tot die besef kom. Luister, ek is 'n boer. En my boodskap vandag is die volgende. Elkeen van julle wat weet dat jy 'n boer is, gaan praat as familiehoof met jou vriende. Gaan praat met jou volksgenote of jou familie en vriende en vertel vir hulle die boodskap. Veral die ouens in die tussengroep. En Colin het nou die boereboek daar opgehou. Die boereboek is die eerste boek wat ek geskryf het en hy's soos 'n handboek. Jy kan hom gebruik. Ek het vanoggend weer iets nodig gehad om na te slaan. Toe gaan kyk ek in die boereboek. Maar die boer maak 'n plan is sonder vreeslike aanhalings en sonder al die akademiese en tegniese goed. Dis 'n maklike boekie. Hy's ook nie baie duur nie. Skaf hom aan. Gaan gee hom vir jou buurman. Gaan sê vir hom, luister, lees hierdie boek. Gee hom vir jou kind. Jou kind op laerskool, einde van sy laerskool kan al hierdie boekie verstaan. En as hy nie weet nie, moet hy vir sy pa vra, dan kan sy pa hom verder verduidelik. Moenie bang wees om die boodskap van die boer uit te dra nie, want die boer het 'n gelofte met God afgelê en God het die boer 'n oorwinning gegee. En die boer het 'n opdrag, nie die Afrikaner nie, die boer. Nie die tussengroep nie, die boer. So die oomblik as jy die keuse maak om 'n boer te wees, is jy deel van die gelofte. So dis my boodskap, Colin, baie dankie. Dankie vir dit, Lets. En ja, jy weet, jy ken my, ek is 'n ou wat, ek sê die goed wat gesê moet word, sonder dat ek worry oor die gevolge.
Want my opdrag was, praat nou. My opdrag was nie, filter nou nie. My opdrag was nie, spaar gevoelens nou nie. My opdrag was net eenvoudig, praat nou. En soos wat ek genoem het al, dit is useless vir my en vir almal. Vir jou om net met my te verskil, maar jy gee nie feite nie. Ek gee die feite hoekom ek sê wat ek sê. Nou verskil jy van my, maar jy kan nie feite bring hoekom jy van my verskil nie. Jy bring net my opinies en emosies. Dit beteken niks daai nie hoor. En jy weet, ek sal later nog met jou ietsie deel. Daai kontak van my in Rusland wat my gehelp het en wat vir my daai song geskryf het van die boere en die beere, het vir my vanoggend nou 'n link gestuur. Jy weet, in die boere en die beere word daar baie gepraat van die donker ster, né? Ja. Stuur hy vir my nou 'n link van 'n Duitse groep wat praat van die wolwe en die beere en ook van die donker ster. Ja. Ek vra vir hom, ek sê vir hom, hoor hierso, is jy by hierdie goed betrokke? Nee, sê my, Colleen, hier's baie groepe in Europa wat van die donker ster praat hoor. Sê ek, wel, ek het by jou vir die eerste keer van daai benaming gehoor, maar dit is nou vir my nogal interessant. En ek het al baie kere gesê, die boer, ons boertribe van die Suiderland is hier geplant deur God met 'n doel. Wat daardie doel is, weet ek nog nie. En hy gaan dit ook nie met my deel nie. Want op die einde van die dag sal sy wil geskied. Maar wat ons nie vir 'n sekonde uit die oog moet verloor nie, is gaan kyk in die geskiedenis op hoeveel kere het hy in absolute hopelose situasies vir die boer, het God sy hand oor die boer gesit en die boer daardeur gevat en die boer het aan die ander kant uitgekom. Hoekom? Amen. Want God het 'n plan met die boer. Ja. Hy het 'n plan met die boer. En ek het dit al gesê. Ouens het my al aangevat oor dit. Die boer is God se vegters. Maar nie almal nie. Die geesgevuldes is sy vegters. Maar om geesgevuld te raak is jou keuse. Jy het daardie keuse. En hierdie was 'n lekker gesprek. Is daar iets wat jy vir die mense wil sê in afskeid? Nee, ek wil net hê hulle moet bietjie oplet as daar mense van die tussengroep 'n boodskap bring. Hoe ploeter hulle rond tussen boer en Afrikaner, hulle wil nie eintlik boer noem nie. Maar hoe ploeter hulle rond oor gelofte? Hoe ploeter hulle rond oor die geskiedenis van die boer? Dit wat ek nou vertel het oor paradigma A, hoe hulle dit probeer verkondig teenoor die werklike feite wat ek paradigma B noem. Ek weet dis nou tegniese terme, maar dis maar die manier hoe jy na die geskiedenis kyk. En ek het dit nou vroeër mooi verduidelik, maar kyk net 'n bietjie hoe ploeter die meeste mense rond uit die tussengroep as hulle boodskappe bring. Colleen, jy's die enigste ou wat paradigma A verkondig. Ag, ek bedoel, jammer, paradigma B. Amper sê ek nou die verkeerde ding. Die tussengroep verkondig paradigma A oor die een volk van die begin af en jy praat, nee, daar's twee groepe en daai twee groepe is onderskeibaar. Baie dankie. Baie dankie Lets, dit was nou 'n lekker gesprek gewees en 'n lekker dag vir jou. Baie dankie vir die luisteraar. Nou ja, dit was 'n lekker gesprek. Ek en Lets gaan verseker in die toekoms nog gesprekke hê. En vat maar 'n tip, kry sy boek, die Groot Boereboek. As jy 'n shortcut wil vat maar Boer maak 'n plan en kry net vir jouself kultuur sekerheid. Dankie vir julle ondersteuning. Ek waardeer dit.